As jy al ooit oorweeg het om te belê in silwer, kyk hierdie video. Ek gaan 'n bietjie gesels oor die geskiedenis van silwer, die 2025 prysstyging, watse tipe silwer is die beste belegging en hierdie spesiale munt wat ek voel is die beste silwer belegging wat mens kan maak. So ja julle, stay tuned. Hulle sê altyd die beste tyd om 'n boom aan te plant is 20 jaar terug en die tweede beste tyd is vandag. Nou ek dink dieselfde prinsip geld by die aankoop van silwer, maar is dit altyd so? Kom ons kyk bietjie na die geskiedenis van silwer. So vir duisende jare al is silwer 'n simbool van rykdom en 'n beskerming teen inflasie. Teen die 1930s was silwer baie goedkoop geweest. Vir 25 sent kon jy 'n ons silwer koop. Toe kom die Great Depression. Teen die 1960s het baie meer mense al silwer besit en die prys was toe tussen 1 en 2 dollar per ons geweest. In die 1980s het daar iets baie interessant gebeur. Daar was twee broers geweest, die Hunt Brothers, en hulle het die silwer market gemanipuleer deur om 'n massiewe klomp silwer aan te koop en toe na die media toe te gaan en die publiek paniekerig te maak deur te sê die dollar gaan crash en mense moet silwer aankoop. En natuurlik hoe human psychology toe werk is, mense wou toe silwer gaan aankoop, maar hier's hierdie shortage van silwer, en net so ons is, as daar nou nog 'n tekort ook van iets is, dan moet ek dit eers hê, want hoekom is daar 'n tekort? So dis waar daai FOMO toe ingekom het, en die silwerprys het toe amper oornag van 6 na 50 dollar toe gespring. En natuurlik het die VSA regering toe regulasies teen dit ingestel, en die Hunt Brothers was toe vervolg geweest, en amper oornag is die silwerprys weer af na sy oorspronklike prys toe. So vir jare daarna was die prys van silwer baie stabiel geweest. Teen die vroeë 2000s het dit gewissel so tussen 4 en 7 dollar per ons, met spikes hier in 2008 en 2011, en eers weer 'n massiewe spike hier in 2020 met die COVID, waar hy van 12 dollar na 28 toe gespring het. Weereens daai human psychology, die paniek in die wêreld, die onstabiliteit in die wêreld, jy weet nie of jou geldstelsel sy waarde gaan hou nie, so dit skep hierdie panic buyers, wat baie silwer gaan koop en dit jaag die prys op. En dan natuurlik 2025 hierdie jaar het ons all-time silver high gehad, 54 dollar per ons. Maar as jy teruggaan na 1980 en jy kyk na daai prys van 50 dollar en jy werk inflasie in, is dit dieselfde soos vandag 'n prys van 200 dollar. So ons is eintlik nog ver van ons all-time high af. So ja, die teorie van 20 jaar terug boomplant is nie altyd so nie, want as jy kyk met hierdie kwai ups en downs, kon jy met silwer jou boom laas jaar geplant het en 'n groot wins getoon het hierdie jaar. So kom ons praat 'n bietjie oor die prys van 2025. Hier kan ons sien die prys van silwer was net so onder die R18.000 per kilogram aan die begin van die jaar. Hy het geraak aan R30.000 per kilogram in Oktober, en vandag is hy so om en by R27.000 per kilogram. So dis 'n massiewe prysstyging vir 1 jaar. En hierso kan ons nou sien, in hierdie jaar het silwer met oor die 51% gestyg, in 5 jaar 130% en in 20 jaar 1532%. Nou wat is die rede dat silwer hierdie jaar so baie gestyg het? Ek dink daar's 4 moontlike redes, kom ons kyk na dit. So eerstens, die aanvraag is baie groter as die supply. Hulle gebruik 60 gram silwer in die vervaardiging van 'n elektriese kar. Vir 'n sonpaneel het jy 20 gram silwer nodig. Nog 'n faktor is die trade wars tussen die VSA en China. Die US dollar word daagliks swakker en swakker. En dit loop natuurlik hand aan hand met die derde een, inflasie. Histories presteer silwer goed wanneer inflasie hoog is, of mense hulle geld teen onsekerheid probeer beskerm. En dan die laaste punt, weer eens, human psychology, the fear of missing out. As mense begin koop, dan spring almal op die bandwagon, en dit stoot die prys hoër en hoër en hoër. So kom ons praat 'n bietjie oor silwer as 'n belegging. Eerstens gaan ek vir julle wys watse silwer is nie so goed om in te belê, en watse is weer beter om in te belê, en ook hoekom ek dit sê. Ja, so items soos hierdie is nou nie eintlik 'n goeie silwer belegging nie. Dis soos jou silwer eetgerei,
Ek het selfs hier 'n silwer ST DuPont lighter, 'n silwer sigarethouertjie. So allerhande sulke silwergoeders. Ja, so die rede hoekom ek dit sê is, want wanneer jy daai items wil verkoop, gaan jy dit aan 'n refinery verkoop en hulle gaan vir jou baie minder geld wil aanbied as wat die waarde van die silwer wat in daai items is. Want hulle gaan dit weer moet smelt en dit verkoop en daarmee gaan coins en silver bars gemaak word. En die tweede rede is want wanneer daar 'n price spike kom in silwer, dan koop hulle nie eens meer sulke tipe silwer nie, want hulle kry dadelik 'n oorvloed van dit en hulle kan ook net soveel smel, so hulle wys dit of van hand of hulle wil vir jou baie lae prys gee daarvoor. So dan sit jy met sulke tipe goed. So jy het eintlik die silwerwaarde daarin, maar niemand wil dit koop nie. En dan die derde rede natuurlik is dit vat baie spasie. So om silwer te stack as sulke goeders gaan jy na ruk 'n groot spasie nodig het vir jou silwer. Dan nog iets wat ook nie 'n baie goeie silwerbelegging is hierdie silver war medaljes. Dis wel baie cool om in 'n versameling te hê en ek weet van die ouens is baie lief om dit te versamel. Ek het self ook 'n paar van hulle. Die rede hoekom ek sê dis nie 'n goeie silwerbelegging nie, is want ons baie meer verkopers as kopers van hierdie medaljes. So ouens verkoop dit partykeer vir helfte van die silwerwaarde. So die dag wanneer jy dit wil verkoop, gaan jy nie eens naaste by die silwerwaarde kry vir dit nie. En dan die laaste item wat ek nie sal aanbeveel is goed soos hierdie. 'n Eksotiese munt van een of ander foreign country waarvoor jy 3 keer die silwerwaarde voor gaan betaal. Nee, wat skiep dit maar eerder. Behalwe as jy regtig baie van die tema hou of spesifiek sulke munte versamel. So nou is ons by die deel van die video waarvoor jy eintlik hier is. Watse tipe silwer is 'n goeie belegging? 'n Goeie opsie is iets soos hierdie, jou silwerkreerhande. Enige coin wat deur die SA Mint uitgebring is. Die rede hoekom is, dis goeie kwaliteit silwer en jy sal altyd 'n koper kry. Ons almal ken 'n kreerhand. Dan is silwer bars soos jou 1 ons, 10 ons en 1 kilogram bars ook nie 'n slegte opsie nie. Maar nou wil ek vandag vir julle my 2 tipe favorite silwermunte wys. En nie almal sal met my saamstem nie, maar ek wil tog vir julle wys hoekom ek voel dit is die beste tipe munte om in te belê, omdat jy die vinnigste return on investment kan kry op dit. En hierso is hulle, jou Suid-Afrikaanse 5 shillings van 1947 tot 1964 en dan ook jou R1 van 1965 tot 1976. Kom ek verduidelik gou vir julle kortliks. So die eerste munt wat ek julle wil wys is die 5 shilling ene. So hy het in 1947 uitgekom en daar's 2 tipes. Van 1947 tot 1949 was hy 80% silwer geweest. Van 1950 tot 1964 was hy 50% silwer. So jy vat die totale gewig van die munt wat 28 gram is. So 80% daarvan is 22 gram. Dan vat jy 22 gram maal die huidige silwerprys. En dit gee vir jou 'n goeie indikasie wat die waarde van die munt dan is. Nou om dit te vergelyk met die kreerhande of hierdie ander munte wat deur die SA Mint uitgebring is, jy sal nooit 'n kreerhand kan koop teen die huidige silwer spotprys nie. Dis altyd hoër as dit. Die rede daarom is omdat daar meer mense is wat dit wil koop en meer mense wat dit stack. En die feit dat dit 99.9% silwer is. Waar jou 5 shilling kan jy partykeer onder die silwerwaarde koop. Veral in 'n tyd van voor hierdie silwerboom gekom het, toe was daar nie so baie mense wat hulle aangekoop het nie. So jy kon groot mates van hulle gekoop het vir aansienlik onder die silwer spotprys. Waar selfs daai tyd kon jy nie 'n silwer kreerhand gekoop het vir onder spotprys nie. Dit was maar altyd 10% of so bo die silwerwaarde daarvan. So waar hierdie moet jy wag vir die silwerprys om gelyktydig op te gaan voor jy eers 'n wins kan maak. Kon jy hierdie gekoop het vir 20-30%, ek het van hulle vir 50% onder die silwerwaarde gekoop. Toe die silwerboom kom, toe begin almal silwer aan te koop en jy verkoop joune vir die silwer spotprys. Inteendeel nou verkoop hierdie vir hoër as die silwer spotprys. So ja, nou is dit moeilik om 'n goeie deal selfs op hulle te kry. Maar so hier en daar kan jy nog steeds 'n beter deal op hierdie kry as hierso. So ja, dit is maar my enigste rede hoekom ek sê hierdie en die R1 is beter silwer stackers as hierdie.
of in my opinie die beste silverstekkers. En laastens, wat is die toekoms van silwer? Ek dink natuurlik mense kan nooit verkeerd gaan met silwer nie. En as mens na silwer kyk hoe dit geleidelik gestyg het oor die jare van die 1920s van 20 sent per ons na vandag van amper $50 per ons. Maar ek dink wel die groot boom van die jaar is verby en silwer mag dalk nog laer gaan in Desember, Januarie, Februarie, Maart van volgende jaar. Maar hy sal wel weer begin opgaan hier by Junie se kant. En wat in die ver toekoms gaan gebeur, weet niemand nie, maar hulle beweer daar gaan dalk 'n silver shortage wees so oor 10 jaar, want die demand is baie groter as die supply. En dan nog 'n ding om na te kyk is, jare terug was die prys van silwer omtrent 20 keer laer gewees as goud. Daai gap het nou al gegroei na so 70 tot 80, maar dit gaan obviously begin kleiner raak hoe meer shortage daar kom met silwer en hoe meer mense belê in silwer. So mense kan dit altyd half koppel aan die goudprys. Hoe die goudprys opgaan, volg die silwer, maar hy gaan ook weer al hoe nader begin kom aan die goudprys. So ek dink daar's 'n blink toekoms vir silwer. So ja mense, koop julle silwer, belê in silwer. Julle sal wel eendag die vrugte pluk. Dis presies soos daai boom wat mens 20 jaar terug geplant het. Maar daarom kan mens hom nog vandag plant. Mense, ek wil vir julle baie dankie sê vir die wat die video gekyk het. As julle dit geniet het, oorweeg asseblief om te subscribe aan my channel. Ek gaan nog baie video's maak, ek gaan oor goud video's maak, allerhande antieke. As dit vir julle interessant is, jy moet subscribe want hier kom nog baie video's. Baie dankie julle.